Goeiemôre, ons gaan vandag aandag gee aan brondokumente en hulpjoernale. Vir elke transaksie wat in 'n besigheid plaasvind, word 'n brondokument voltooi of ontvang wat gebruik word om transaksies in die hulpjoernale te verantwoord. Dit beteken as jy goedere verkoop, reik jy 'n brondokument uit. As jy goedere koop, ontvang jy 'n brondokument, maar die brondokumente word gebruik vir al die transaksies binne in die besigheid. Wanneer brondokumente uitgereik word, word die oorspronklike dokument aan die kliënt gegee en die duplikaat sal binne in die boek bly en dit sal gebruik word om die transaksies in joernale aan te teken. Wanneer goedere verkoop word, word 'n kontantfaktuur of 'n kasregisterrol uitgereik. Die duplikaat word gebruik om die transaksie in die kontantontvangste joernaal aan te teken. Alle geld ontvang word in die kontantontvangste joernaal aangeteken. So die besigheid reik 'n kontantfaktuur uit, gee die oorspronklike vir die kliënt, gebruik die duplikaat om die transaksie in die kontantontvangste joernaal aan te teken. Wanneer goedere op krediet verkoop word 'n kredietfaktuur uitgereik. So saam met die goedere gee jy vir die kliënt 'n kredietfaktuur. Die oorspronklike word dan aan die kliënt gegee en die duplikaat word gebruik om die transaksie in die debiteure joernaal aan te teken, want die besigheid verkoop goedere aan debiteure op skuld, so die transaksie word in die debiteure joernaal aangeteken. Wanneer goedere deur kliënte teruggestuur word 'n kredietnota uitgereik aan die debiteur. Hierdie kredietnota word gebruik om die transaksie in die debiteure afslagjoernaal aan te teken. Dit beteken as ons goedere op skuld verkoop, word 'n kredietfaktuur aan die kliënt uitgereik. Wanneer die kliënt goedere terugstuur, word 'n kredietnota aan die kliënt uitgereik om aan te dui dat sy rekening verminder sal word. Wat baie belangrik is dit is uitgereik die faktuur en die kredietnota is uitgereik aan debiteure. Wanneer goedere op krediet gekoop word die oorspronklike kredietfaktuur ontvang van die krediteure af. En omdat ons die goed op skuld koop ons dit by krediteure en word die inskrywing in die krediteure joernaal aangeteken. Wanneer goedere aan die krediteur teruggestuur word 'n debietnota deur die besigheid uitgereik om te wys dat jy die krediteur se rekening aan die debietkant wil verminder. Indien die krediteur bereid is om hierdie afslag toe te staan, sal die besigheid 'n kredietnota ontvang. En omdat ons goedere terugstuur aan die krediteure, sal die transaksie in die krediteure afslagjoernaal aangeteken word. Dit beteken as ons goedere op skuld koop, word 'n kredietfaktuur ontvang. Wanneer ons goedere terugstuur aan 'n krediteur, word 'n kredietnota ontvang. By 'n debiteur word 'n kredietnota en 'n faktuur uitgereik. Wanneer 'n tjek uitgereik word om byvoorbeeld voorraad of ander bates aan te koop, krediteure of 'n lening te betaal, uitgawes te betaal ensovoorts, sal die tjekteenblad gebruik word om die transaksie in die kontantbetalingsjoernaal aan te teken. Ons kan ook dit met 'n elektroniese oorbetaling betaal en dan sal die bankstaat gebruik word as brondokument. Wanneer kontant uit die kleinkas gebruik word om uitgawes te betaal, word 'n kleinkas bewys voltooi en die transaksie sal in die kleinkas joernaal aangeteken word. Enige transaksie wat nie in een van hierdie joernale inpas nie, word in die algemene joernaal aangeteken en ons sal by elke joernaal inskrywing sal ons 'n omskrywing maak om te verduidelik hoekom hierdie spesifieke transaksie in die algemene joernaal aangeteken word en hierdie joernaalomskrywing of joernaalbewys word dan as brondokument aanvaar. Brondokumente gebruik in verband met debiteure. 'n Faktuur word aan die debiteure uitgereik en die duplikaat word gebruik om die transaksie aan te teken.
Wanneer ons goedere op krediet verkoop of dienste op krediet lewer, sal 'n faktuur uitgereik word. 'n Kredietnota word aan 'n debiteur uitgereik wanneer ons sy rekening wil verminder. 'n Debiteur het altyd 'n debietsaldo, so ons wil sy rekening aan die kredietkant verminder, daarom reik ons 'n kredietnota uit. Daar is 'n klomp verskillende redes hoekom mens afslag aan 'n debiteur kan gee. Byvoorbeeld as hulle goedere teruggestuur het, as daar 'n fout op die faktuur gemaak is en daar afslag toegestaan moet word as gevolg van hierdie fout. Ons het vir die debiteur handelskorting beloof en dit is nooit in ag geneem op die faktuur nie. Goedere is tydens beskadiging afgelewer. Die kliënt is bereid om die goed te hou, maar dan wil hulle afslag hê, so die goedere word nie teruggestuur nie. Goedere wat met die verkeerde kwaliteit, kleur, grootte ensovoorts aan 'n kliënt gestuur is, wat bereid is om die goed te hou, dit word nie teruggestuur nie, maar hulle wil afslag hê. 'n Kwitansie word aan 'n debiteur uitgereik as bewys van betaling wanneer geld ontvang en korting toegestaan word. So 'n kwitansie moet vir 3 jaar gehou word as bewys van betaling, dat iemand nie agterna vir jou kan vra om weer dieselfde skuld te betaal nie. 'n Geweigerde tjek word gebruik wanneer die bank 'n tjek wat ons vroeër van 'n debiteur ontvang het, terugstuur, omdat die persoon nie voldoende geld in die bank het nie, die handtekening nie ooreenkom met die proefhandtekening by die bank nie, die datums nie korrek is nie, die bedrag in woorde en syfers nie ooreenkom nie. So enige rede hoekom die bank die tjek terugstuur, word 'n gedishonoreerde tjek genoem en ons sal dit moet gebruik om 'n inskrywing te voltooi om die tjek te kanselleer. 'n Joernaalbewys word gebruik wanneer 'n transaksie in die algemene joernaal aangeteken word, omdat dit nie in 'n ander joernaal inpas nie. Dit is byvoorbeeld wanneer korting toegestaan op 'n geweigerde tjek gekanselleer word, wanneer ons 'n debiteur se rekening belas met rente, omdat sy rekening uitstaande is en hy nie sy rekening betyds betaal nie, indien 'n fout gemaak is en ons 'n fout wil regstel, die saldo van die debiteur grootboek na die krediteur grootboek oorgedra word. Dit beteken dieselfde kliënt is vir ons 'n debiteur, want ons verkoop goedere aan hom, en hy is ook 'n krediteur, want ons koop ander goed by hom. Dan kan mens die een met die kleinste saldo oordra na die grootboek toe met die grootste saldo, en hoef albei nie geld te betaal nie, wanneer oninbare skulde afgeskryf word. Transaksies met krediteure. 'n Faktuur word by 'n krediteur ontvang wanneer goedere op krediet gekoop word of dienste op krediet gelewer word aan die besigheid. Wanneer ons wil hê die krediteur moet vir ons afslag gee, sal ons 'n debietnota aan die krediteur stuur, so ons reik 'n debietnota uit. 'n Krediteur is 'n las wat vermeerder aan die kredietkant. So as ons afslag vra, wil ons sy rekening aan die debietkant verminder, en dit is hoekom ons 'n debietnota uitreik aan die krediteur. Indien die krediteur bereid is om vir ons hierdie afslag te gee, sal hulle vir ons 'n kredietnota stuur, so ons gaan 'n kredietnota ontvang. Dit is byvoorbeeld vir goedere teruggestuur, 'n fout wat hulle op die faktuur gemaak het, handelskorting wat hulle vir ons beloof het, wat hulle nie in ag geneem het nie, goedere wat beskadig is tydens aflewering, wat ons bereid is om te hou, maar dan wil ons afslag hê, so die goed word nie teruggestuur nie, goedere met 'n verkeerde kwaliteit, kleur, grootte ensovoorts, wat ons nie terugstuur aan die verskaffer nie, maar ons vra afslag, omdat dit nie voldoen aan die vereistes van die oorspronklike bestelvorm nie. Checks word uitgereik om krediteure te betaal en korting ontvang aan te teken, wanneer geld uit die bankrekening aan die krediteur betaal word. 'n Joernaalbewys word gebruik wanneer 'n transaksie in die algemene joernaal aangeteken word, aangesien dit nie in een van die ander joernale inpas nie. Dit is byvoorbeeld korting ontvang word gekanselleer op 'n geweigerde tjek,
'n rekening van 'n krediteur is belas met rente, so ons het nie betyds betaal nie, so hulle voeg rente by ons rekening. 'n Fout wat reggestel word, of 'n saldo wat van die debiteure of krediteure grootboek oorgedra word na die ander grootboek. Kontantontvang, enige kontantontvang sal in die kontantontvangste joernaal aangeteken word. 'n Kasregisterrol of 'n kontantfaktuur word uitgereik wanneer goedere kontant verkoop word of dienste kontant gelewer word. Wanneer ons geld ontvang vanaf 'n debiteur of byvoorbeeld vir huur of die eienaar deponeer geld in die bank om sy kapitaalbydrae te vermeerder, enige rede wat ons geld ontvang behalwe wanneer ons goedere verkoop, word 'n kwitansie uitgereik as bewys van betaling wanneer ons hierdie geld ontvang. Kontant betaal, enige geld wat uitbetaal word uit die bankrekening van die besigheid sal in die kontantbetalingsjoernaal aangeteken word en ons sal 'n chekteenblad of die bankstaat of die bewys van elektroniese oorbetaling gebruik as brondokument. Kontant wat uit die kleinkas betaal word, sal in die kleinkasjoernaal aangeteken word en 'n kleinkas bewys word as brondokument gebruik. Ander inskrywings word in die algemene joernaal gedoen en dit beteken dat ons 'n joernaalbewys of joernaalomskrywing in die algemene joernaal sal gebruik om die rede vir die inskrywing aan te dui en dit sal ons brondokument wees. Boeke van eerste inskrywing is ons hulpjoernale. So wanneer enige kontant ontvang word in die besigheid, word dit in die kontantontvangste joernaal aangeteken. Afkorting is KOJ. Enige kontant betaal uit die besigheid kom in die kontantbetalingsjoernaal KBJ. Wanneer ons goedere op krediet verkoop of goedere op dienste op krediet lewer, dan word dit in die debiteure joernaal aangeteken, want ons verkoop goedere op skuld aan 'n debiteur. Wanneer debiteure goedere terugstuur of ons bereid is om vir hulle afslag te gee, word dit in die debiteure afslagjoernaal aangeteken om te wys dat daar afslag aan debiteure toegestaan is wat hulle rekening sal verminder. Goedere op krediet gekoop. Ons koop goedere op skuld of ontvang dienste op skuld van krediteure, so dit word in die krediteure joernaal aangeteken. Goedere aan krediteure teruggestuur of afslag wat vanaf krediteure ontvang word in die krediteure afslagjoernaal aangeteken. Betalings uit kleinkas aangeteken in die kleinkasjoernaal en enige inskrywings wat nie in enige van hierdie hulpjoernale ingeskryf kan word nie, word in die algemene joernaal aangeteken en ons sal 'n joernaalbewys of joernaalomskrywing daarvoor gebruik.